Ons Vader wat in die hemel is. Ons sê maklik, laat U naam geheilig word en laat U koninkryk kom. Maar ons is so dikwels deel van die probleem of deel van die teenkanting om dit te laat gebeur. Here, breek asseblief ons eie onwilligheid om deur U gevorm te word af. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so is ons in U hand, o Heer. Vorm ons en maak ons, al kry ons seer. Maak ons bruikbaar in U koninkryk. Here, mag dan nou die gedagtes van elkeen van ons hart en die woorde van my mond vir U aanneemlik wees, o Heer. Amen. Vanoggend se tema is snaakse plekke vir seën. Julle sal nou sien hoekom dit die benaming van die tema is wanneer ons deur rit 2 werk. Maar net voordat ons wegval met rit 2, dat ons net opvang waar ons verlede week weggetrek het. In rit 1 het ons Naomi se bitterheid teenoor God gesien. Ons het gesien dat sy nie bewus was van die groter prentjie, van die groter verhaal waar binne haar lewe afspeel nie. Ons het elemente van versorging en ondersteuning van medegelowiges gehad, waar ons opgeroep is om elke een nie net ondersteun te word nie, maar vir mekaar ondersteuning te bied. Ons het stil gestaan by Rut se belydenis, waar sy gesê het dat God, Jahwe, haar God is. Dat sy hom aanbid en hom dien. Sy het haar gode van haar ouers en van haar heidense land agtergelaat, sy het haar rug op hulle gekeer en na God gedraai. En saam met Naomi na Bethlehem gegaan. Ons het besef opnuut wie hierdie God is met wie ons gepraat het, of van wie ons gepraat het, van wie Rut die belydenis gedoen het. En ons het ook stilgestaan by die gedagte dat God 'n God is wat spesialiseer in hopelose situasies. Nou partykeer is dit nodig voordat 'n mens 'n heerlike ete voorberei of voordat jy nou 'n gereg aan die gang kry, dan moet jy nou eers die oond voorverhit. En jy moet seker goed reg sit, want as jy begin, dan gaan dit die proses 'n bietjie in die wiele ry as jy dan daai goed moet regkry. Nou vanoggend het ons 'n soortgelyke geval met die teks waar ons 'n paar agtergrondtekste in gedagte moet hou voordat ons hierdie gedeelte in Rut 2 lees. Ek was verlede week daar by Ouas Hills en toe het ek ook met hulle Rut 2 behandel en nie een van die mense wat daar was in 'n situasie waar hulle al moes koringare optel agter die snyers nie. En ek twyfel of enig van ons hier al iets soortgelyk aan dit moes doen. En daarom is dit nodig om vir ons 'n bietjie lig te werp op die konteks van wat aangaan en wat gebeur. Teksgedeeltes wat spesifiek verwant is aan vanoggend se gedeelte wat ons gaan lees, is Levitikus 19 vers 9. Wat sê, wanneer julle lande afoes, moet julle nie die wenakkers afoes nie, en ook nie die are wat bly lê agterna optel nie. Julle moet ook nie die wingerde tweede keer oes, of die korrels wat val optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here, julle God. So 'n opdrag van God self aan die Israeliete, Levitikus 19 vers 9 en ook in Levitikus 23 vers 22, wanneer julle lande oes, moet julle nie die wenakkers afoes of die are wat bly lê optel nie. Julle moet dit los vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here, julle God. Baie uitdruklik, baie eenvoudige opdragte wat daar ook gegee word.
En nie net in Levitikus nie, maar ook in Deuteronomium. Hoekom is dit belangrik in Deuteronomium spesifiek ook? Ons onthou dat Deuteronomium vir die geslag Israeliete gegee word na die geslag wat die hele tyd in die woestyn gedwaal het vanweë hulle rebelsheid. So hierdie is opdragte wat God as te ware herhaal vir die Israeliete voordat hulle die beloofde land ingaan. Deuteronomium 24 vers 19 sê, wanneer jy jou lande afoes en jy vergeet 'n gerf op die land, moet jy nie omdraai om dit te gaan haal nie, dit moet bly vir 'n vreemdeling of 'n weeskind of 'n weduwee, dan sal die Here jou God jou seën in alles wat jy aanpak. In Deuteronomium 15 vers 11 saam met dit, ja, behoeftiges sal nie uit die land verdwyn nie, daarom beveel ek jou, maak jou hand wyd oop vir jou volksgenoot, vir die magtelose en die behoeftige in jou land. In die teksgedeelte wat ons saam gaan lees, is daar so wat 5 of 6 plekke wat verwys na die Here se seën. Ek sê 5 of 6 want die een gedeelte, afhangend van die vertaling wat jy gebruik, is dit 'n enkele groot seën of 2 aparte seëninge wat daar uitgespreek word, maar nietemin, ek het dit op die skerm in vetgedrukte letters vir ons gesit, om dit nog makliker raak te sien. So volg gerus saam, en ek gaan vir ons lees vanuit die 2020 vertaling, Rit 2. Naomi het aan haar man se kant 'n familielid gehad, 'n vermoënde man uit die geslag van Elimelech met die naam Boas. Rut, die Moabiet, het vir Naomi gesê, kan ek maar na die lande toe gaan en by die gerwe agter iemand wat my goedgesind sal wees, gaan are optel. Gaan maar my dogter, het Naomi haar geantwoord. Sy het toe geloop en gaan are optel in die lande agter die snyers. En dit was toe so dat die deel van die land aan Boas uit die geslag van Elimelech behoort. Boas het juis van Bethlehem af daar aangekom. Die Here is met julle, groet hy toe die snyers. Die Here seën u, antwoord hulle hom. Boas vra toe vir sy werker wat toesig hou oor die snyers. Aan wie behoort hierdie jong vrou? Die werker wat toesig hou oor die snyers antwoord hom. Sy is 'n jong vrou uit Moab wat saam met Naomi uit die gebied van Moab teruggekom het. Sy het gevra, kan ek maar are optel en bymekaar maak by die hoopies agter die snyers? Sy het gekom en is van vanoggend af tot nou toe op haar voete. Hier het sy nog maar min gerus. Boas sê toe vir Rut, luister my dogter, jy hoef nie in 'n ander land te gaan are optel nie. Moet selfs nie eers hiervandaan weggaan nie. Bly by my vroue werkers. Kyk in watter land hulle oes en volg hulle. Ek het my werkers uitdruklik beveel om jou glad nie lastig te val nie. As jy dors is, moet jy na die kruike gaan en drink van wat die werkers daar skep. Rut kniel toe, buig vooroor met haar gesig teen die grond en vra vir hom, waarom is u so goed vir my? U gee vir my om, en dit terwyl ek 'n buitelander is. Boas antwoord haar, ek is goed ingelig oor alles wat jy vir jou skoonmoeder gedoen het, na die dood van jou man, dat jy jou vader, jou moeder, jou geboorteland verlaat het, en dat jy na 'n volk gekom het wat jy nie voorheen geken het nie. Mag jy vir alles wat jy gedoen het, ruim vergoed word deur die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. U is goed vir my, meneer, antwoord sy. U het my immers jammer gekry. Ja, u het mooi gepraat met my, u diensmeisie, en dit terwyl ek nie eers een van u slavinne is nie. Teen etenstyd sê Boas vir haar, kom hier, kom eet van die brood. Doop jou stukkie in die asyn. Sy het langs die snyers gaan sit, en hy het vir haar gebraaide koring aangebied. Sy het geëet tot sy versadig was en selfs nog daarvan oorgehou. Toe sy opstaan om weer te gaan are optel, het Boas sy werkers opdrag gegee en gesê, sy mag ook tussen die hoopies optel. Julle mag haar nie verneder nie.
Julle moet selfs vir haar are uit die bondels uittrek en dit laat lê sodat sy dit kan optel. Julle mag nie met haar raas nie. Rut het tot die aand are opgetel in die land. Sy het uitgeslaan wat sy opgetel het. Dit was ongeveer 'n eva gars. Dis 22 liter. Sy het dit gedra en toe sy in die dorp kom, sien haar skoonmoeder wat sy opgetel het. Daarop haal Rut ook van die kos uit wat sy oorgehou het, nadat sy genoeg geëet het en gee dit vir haar skoonmoeder. Haar skoonmoeder vra haar toe: "Waar het jy vandag are opgetel en by wie het jy gewerk? Mag die een wat jou bevoordeel het geseënd wees." Sy vertel toe vir haar skoonmoeder by wie sy gewerk het: "Die man by wie ek vandag gewerk het, sy naam is Boas." Naomi het vir haar skoondogter gesê: "Mag hy geseën word deur die Here, wat nie nagelaat het om sy verbondstrou aan die lewendes en die dooies te bewys nie." Naomi het ook vir haar gesê: "Die man is verwant aan ons, hy is een van ons lossers." Rut, die Moabiet, sê toe: "Hy het ook vir my gesê, jy moet by my werkers bly, totdat hulle met my hele oes klaar is." Daarop sê Naomi vir Rut, haar skoondogter: "My dogter, dit is goed dat jy saam met sy vroue werkers uitgaan, sodat mans jou nie op 'n ander land lastig val nie." Rut het Boas se vroue werkers gevolg en are opgetel, totdat die garsoes en die koringoes verby was. Sy het in die tyd by haar skoonmoeder gebly. Tot sover lees ons. Dis die woord van die Here vir ons vanoggend. Daar is verskillende aspekte van 'n verhaal wat vir ons gaan uitstaan, afhangend van ons perspektief daarop. Die grondwaarhede bly nog steeds dieselfde, selfs in verhalende literatuur. Nou, ons het hier te doen met 'n verhaal. Dit geskied kronologies, daar is episodes, dit het 'n volgorde, 'n logiese vloei van gebeure. In hierdie gedeelte van die groter verhaal van Rut, leer ons nou vir Rut beter ken. Rut toon deur haar optrede dat sy haar woord, die belofte wat sy gemaak het in Rut 1 om saam met Naomi te gaan en saam met haar te bly, gestand doen. Die wyse waarop sy ook as te ware toestemming vra vir haar skoonma om te gaan are optel, toon 'n integrale respek wat sy vir haar handhaaf en wat sy vir haar het. Deur al hierdie handelinge sien ons dat beloftes wat gemaak word nie ligtelik opgeneem word nie. Sy toon as te ware ook haar integriteit. Ons leer vir Rut nou beter ken uit hierdie gedeelte, soos ek gesê het, en sy is 'n vrou van integriteit. Hoe weet ons dit? Word dit direk so gesê? Nee. Ons lei dit af, want die vrug van haar dade getuig daarvan. Maar sy is ook bekend met die gebruike van die Israeliete. Onthou julle die teksverse wat ons gesê het, Levitikus 19 vers 9 en die wat daarop gevolg het, oor die opdragte wat God vir die Israeliete gegee het voordat hulle die beloofde land ingegaan het. Rut is bewus van hierdie opdragte. Sy het dit geleer. En sy maak staat op die opdrag van die Here om te gaan doen wat sy nou wil gaan doen. Om vir haar en Naomi in hulle lewensvoorsienigheid of in hulle lewensonderhoud te voorsien. Nou, ons moet nou nie onder enige illusies wees dat dit volop was vir mense om die tyd van rigters te doen wat Rut gedoen het en wat Boas gedoen het vir Rut in hierdie gedeelte nie. Ons het verlede week gepraat oor die konteks waarbinne Rut, die boek van Rut, afspeel in die tyd van die rigters, waar mense gedoen het wat reg is in hulle eie oë, waar God se woord op die agtergrond geplaas is en elkeen het net gemaak soos hy wou. Wat uitstaan
uit Rut se handeling spesifiek, is die feit dat die planne wat gemaak word, in lyn is met God se bepalings, met God se planne. Hier is 'n vraag vir elkeen van ons ook hierin opgesluit, en dit is, hoe lyk ons planne wat ons maak? Is dit planne wat ons op ons terme maak? Maar ons sê, ons hoop die Here val maar in by hierdie plan van my? Of is dit planne wat ons maak volgens God se bepalings, volgens God se wil, tot eer van sy naam, tot eer van sy koninkryk? Selfs in die mees onbenullige besluite of planne wat ons moet maak. Voor Rut het ons 'n heel party voorbeelde van mense wat planne op hulle eie terme gemaak het en nie volgens God se terme gehandel het nie. Ons kan dink aan heel in die begin aan Adam en Eva. Ons dink aan Kain, Abraham en Sara en Hagar, Jakob en Esau. So is ons as mense maar dikwels geneig om ons planne te wil afdwing op God, in plaas daarvan om toe te laat dat God se planne ons vorm en die finale sê, die finale seggenskap oor ons lewens het. Die tweede karakter wat ons teekom, as te ware die derde hoofkarakter in die boek van Rut, die vermoënde man Boas, familielid van Elimelech. Die eerste woorde wat ons hom hoor sê, is waar hy sy sneiers groet, waar hy met sy werksmense praat. Die Here is met julle. Net met daardie woorde alleen gee die skrywer vir ons 'n in diepte kyk na wie hierdie karakter is wat nou op die toneel verskyn. Wie is hierdie vermoënde man? Is sy vermoëndheid net gekoppel aan sy aardse rykdom? Soos ons verder lees en soos ons vir Boas ook verder leer ken, sien ons nee, dit is nie die geval nie. Net die woorde, die Here is met julle, bely hy die Here se teenwoordigheid daar waar sy werkers is. En daarmee saam ook 'n implisiete afhanklikheid van God se teenwoordigheid om hierdie waarmee hulle besig is, naamlik die insameling van die garsoes, suksesvol te maak. Sy werkers groet hom weer met die woorde, die Here seën u. Natuurlik min wetend hoe geweldig groot hierdie seën op die einde van die dag sou wees. 'n Seënbede wat deur sy werkers gebied word, en later lees ons van Naomi wat vir hom ook seën. Ons kan dikwels nie die verrykendheid begryp van 'n seënbede nie. Hier's 'n tussenin opmerking. Dit volg nie noodwendig deel van die vloei van gedagtes hierdeur nie, maar ek het dit tog nodig geag om dit uit te lig. Hoe is jou houding teenoor die plek waar jy werk? Kan jou baas sien dat die Here saam met jou daar is? En dan is die vraag dalk ook omgekeerd, as jy 'n baas is of 'n leier is of een of ander bestuursposisie beklee, kan jou werknemers met 'n skoon hart die Here se seën ook oor jou bid? Maar dit daar gelaat, ons praat net nou weer verder oor die seën aspek. Dit is net 'n los gedagte om so in te gooi, wat ek wel dink belangrik is vir ons om raak te sien. Rut en Boas ontmoet mekaar. Die ontmoeting tussen die twee hoofkarakters is 'n pragtige episode, wat getuig van gemeenskaplike integriteit, respek en eerbied aan God, vanuit hulle dade uit.
Boas gebruik die beeld dat Rut kom skuil het onder God se vleuels. 'n Pragtige beeld. Boas weet wie Rut is. Haar reputasie het daarvoor uitgeloop. Hy weet dat sy vir haar skoonma sorg. Hy weet dat sy haar mense agtergelaat het. Nou gegee die konteks van die tyd van die rigters, gaan lees maar gerus Rigters 19 as jy 'n beeld op die groteske aard van die rigters tyd en die houding teenoor vroue wil verstaan in die tyd van rigters. Maar ons sien hoe absoluut verdorwe die mense moraliteit en houding teenoor vrouens is daarso. En dit plaas soveel meer gewig op wat Boas vir Rut hier doen. Deurdat hy vir haar sê, bly jy by my vroue werkers. En nie net bly by hulle nie, ek het my ander werkers opdrag gegee om jou nie lastig te val nie. Ons sien hoe Boas se seënbede oor haar nie net lippediens is nie. Hy maak dit prakties. Naomi wys ook later daarop. Sy sê, dis goed dat jy daar kan bly. Ons kom by die aspek van seën. Die 5 of 6 verskillende gevalle van seën in hierdie teks is of direk of indirek wat oor iemand uitgespreek word. Ons sien dit Boas oor sy werksmense. Ons sien hoe Boas geseën word weer deur sy werksmense. Hoe Rut geseën word deur Boas, en daar is die een wat jy of as 1 of as 2 kan tel, want dis 'n oorvloedige seën wat oor haar uitgespreek word. En dan 2 keer ook oor Boas. Hoe Boas 2 keer geseën word. 1 keer is die onbekende, wil ons amper sê, toe Naomi nie geweet het wie vir Rut goedgesind was nie. En toe sy nou hoor, maar dit is Boas, het sy weer die Here se seën oor hom gebid. Nou wat beteken 'n seënbede soos hierdie? In kort, sê seënbede soos wat ons dit hier kry, mag die saak tussen jou en God reg wees. Met Naomi se woorde in Rut 1 in die agterkop kan ons sê, mag God nie jou teenstander wees nie. Onthou julle, Naomi het gesê, God het my teenstander geword. Maar wanneer ons die seën oor iemand uitspreek, dan sê ons as te ware, mag die saak tussen jou en God reg wees. Mag God aan jou kant wees en mag jy besef dat God aan jou kant is. So seënbede geskied nie net in die lig nie. Daar is 'n onderliggende selfbesef daarvan. Dat jou saak met God ook reg is. Dat God jou goedgesind is. En met daardie wete kan jy dit ook uitleef en uitdra na ander. Ons saak is reg met God. Dis immers wat Christus vir ons kom doen het, deur sy soenoffer aan die kruis. Romeine 5 vers 1 en 2 sê, omdat ons dan nou op grond van ons geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan, en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Daardie saak wat reg is deur die genade. Maar die laaste punt waarby ek wil uitkom oor die teksgedeelte spesifiek, en dan gaan ek oorgaan na die afsluiting toe, is die insluiting en God se genade. Hoe Rut deel word
van die Israeliete. Sy is eintlik 'n Moabiet. En volgens Deuteronomium 23 vers 3 en 4 mag die Moabiete nie deel wees van die volk van Israel nie. Maar Rut, sy het vir Jahwe, die God van die Israeliete, as haar God aanvaar en haar vertroue volkome op hom gestel vir 'n heenkome en versorging. Dis die stap wat sy geneem het en bely het dat God haar God is. God se genade is nie eksklusief vir die Israeliete bedoel nie. En vir 'n Ou Testamentiese Jood is dit baie keer 'n bitterpil om te sluk. Eksodus 33 gee vir ons 'n blik op God se gedagtes daar. En hy sê, ek is genadig oor wie ek genadig wil wees. En ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Die Here se seën word oor Rut uitgespreek. Haar dade teenoor haar skoonma en die vrug van haar dade dra baie duidelik groter gewig as die feit dat sy 'n Moabiet is. God se genade is nie eksklusief vir die Israeliete bedoel nie, maar vir elkeen wat hom in opregtheid aanroep en na sy wil soek. Die Israeliete sou ook aan Rahab gedink het. Wie was Rahab? Boas se ma. Wat het sy gedoen? Ons lees in Joshua hoe sy die verkenners gered het en beskerm het, veilig gehou het toe hulle in Jerigo was. Boas se eie ma het van 'n heidene nasie af Israeliet geword. 'n Heiden wat ingesluit is in God se raadsplan, wat bereid was om haar lewe in die Here se hande te plaas. Wat vat ons saam uit Rut 2 vandag? Hier's 4 hoofpunte. So hulle sê, die geheim is, as jy wil hê mense moet hoor wat jy nou gaan sê, dan sê jy ten slotte, of ek sluit af. Dit is blykbaar die skakelaar daarvoor. Wat vat ons saam uit Rut 2 vandag? Die groter prentjie, nommer 1. Laat ons nie vergeet dat die verhaal van Rut inpas in die groter verhaal van die Bybel, in die groter verhaal van die mensdom nie. Hierdie gebeure wat hier in die kleine gebeur, het 'n onverrekenbare impak op die groter raadsplan wat God besig is om uit te voer. In die eerste plek het God Israel geroep om 'n nuwe nasie op te rig, om hom te dien en deur wie die Messias gebore sal word, om die mensdom met God te versoen. En God het dit ook gedoen, deur Christus Jesus, deur sy versoeningsoffer aan die kruis. En die verwagting is dat gelowiges vir God getrou behoort te dien, selfs as ander God se wette oortree. Tweede punt is die omgee verander. Ons sien hoe Boas omsien en omgee vir die weduwee wat sy pad kruis. Hoe hy volgens God se wette en bepalinge handel in hoe hy met ander mense omgaan. Ons as gelowiges word geroep om dieselfde te doen. Jakobus 1 vers 27. Ekskuus. Net daai regte skyfie daar kry. Hy is net nou op. Jakobus 1 vers 27 sê dit is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader. Hoor nou, om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle elende. En jouself onbesmet van die wêreld te hou. Maak nie saak hoe lyk die wêreld en wat maak die wêreld met weduwees en weeses nie. Sorg dat jy dien ooreenkomstig jou geloofsbelijdenis. Nie God wie jy dien se voorskrifte en bepalinge handel. Derde punt, geseënd om 'n seun te wees.
Die Here seën almal wat hulle vertroue in hom stel. Gelowiges behoort ander te seën, selfs hulle teenstanders. En hierdie raak vir ons baie keer moeilik. Dis maar 'n menslike ding. Dis nie maklik nie. 1 Petrus 3, hier gebruik hy ook die woord ten slotte, so dit was seker belangrik wat hy hierso wou sê ook, so kom ons luister gerus. Ten slotte, wees almal eensgesind, meelewend, vol broederliefde, vol ontferming, nederig, mense wat nie kwaad met kwaad vergeld of skeldtaal met skeldtaal nie, maar inteendeel, wees mense wat seën, omdat julle daartoe geroep is, sodat julle seën as erfdeel kan verkry. Vierde punt. God se genade is nie eksklusief vir die Israeliete bedoel nie. Hoekom is dit vir ons belangrik? Ek wil nou nie vir jou slegte nuus oordra nie, maar die kans dat ons in die vereistes sou voldoen om volgens die Ou Testament deel van die Israeliete net te kon wees, is baie skraal. Ons is deel van daardie heidene nasies. Efesiërs 2 herinner Paulus ons daaraan en sê, daarom onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word, al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit uit die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat destyds ver weg was, naby gekom, deur die bloed van Jesus Christus. Rut se verhaal kom gee vir ons as gelowiges ook hoop. Hoop op die feit dat ons deel is van God se koninkryk, 'n koninkryk waartoe ons geen toegang sou hê op ons eie akkoord nie. Toegang wat vir ons slegs gegee word deur die bloed van Christus, deur die genadewerk, deur sy liefde. Nou tot nou toe was die boek van Rut nie deurtrek met wonderwerke of bonatuurlike gebeure soos wat ons in Genesis of Exodus of in Deuteronomium en die boeke lees waar God met groot magsvertoon opgetree het nie. En in die tyd van die rigters waar alles in volslaag chaos blyk te wees en goddeloosheid hoogtyd vier, is God besig om sy raadsplan uit te voer. Sy raadsplan om die mensdom uit die mag van sonde en die effek daarvan te bevry. Die karakters wat ons leer ken is nie supermense nie. Hulle is gewone mense, mense soos ons. Mense met hartseer, gebroke mense. Maar die eienskap wat hierdie mense onderskei van die mense van hulle tyd, is die feit dat hulle die Here dien, selfs in die kleinste van die dinge in hulle lewe. Of dit is in die manier waarop hulle werksmense groet, of hoe hulle die vreemdeling, die weduwee, of die behoeftiges in hulle midde hanteer, of hoe hulle werk elke dag doen. En dis hiervoor waartoe die Here ons ook roep, om in die klein dinge betroubaar te wees. Petrus het gesê, Here, ek sal my lewe vir U aflê. Maar hy het nagelaat om in die klein dinge die Here te dien en die Here te bely. Ek sluit vir ons af met Romeine 12, vers 9 tot 18, en kyk of julle ooreenkomste kan sien met die teks in Rut 2 en dit wat ons vanoggend gehoor het. Julle liefde moet ongeveins wees, nie vals nie.
Verafskiet die kwaad, hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Moenie traag wees in julle toewyding nie, bly geesdriftig, hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop, wees standvastig wanneer julle swaar kry, volhard in die gebed, betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges, lê julle toe op gasvryheid, seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is, treur saam met diegene wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie wys wees in julle eie oë nie. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Amen. Here Jesus, die genade wat U aan ons betoon deur U offer wat U gebring het aan die kruis, gaan ons verstand ver te bowe. Meer nog so dat ons hierdie verhaal lees van gewone mense wat U betrek het by U raadsplan. Min wetend hoe hulle besluite, selfs in die kleinste van handelinge, tot U groter eer sou strek. Mag ons nie die dag van klein dingetjies geringskat nie. Maak ons bedag daarop om instrumente in U hand te wees, gehoorsaam en betroubaar. Maar Here, dat ons ook deurgaans daarvan bewus sal wees, dat hierdie nie uit ons eie mag, uit ons eie wil en krag geskied nie. Maar alles deur U genade. Ons loof U en ons dank U daarvoor. Amen. Daar is nou geleentheid vir die offergawes.